Liewe broer en suster in ons Here Jesus Christus, Daniël is die laaste profeet van die sogenaamde groot profete, naamlik Jesaja, Jeremia en Esegiel. Die boek Daniël is eintlik 'n baie geliefde boek, ook by kinders, want wie van ons as kind het nie van kleins af geleer van Daniël en die leeukuil nie. Maar eintlik is die boek Daniël baie uniek in die Bybel. Daar's 'n baie unieke samestelling wat ons vind daar in die boek Daniël. Dit bestaan nie alleen uit geskiedkundige vertellings nie, maar die minder bekende en die veel moeiliker gedeelte wat daar vanaf hoofstuk 7 aangaan, vind ons, soos wat ons in die teologie sê, die apokaliptiese visioene. Dit beteken die openbaringsvisioene, net soos wat ons dit vind in die boek Openbaringe. Daniël rig sy profesieë ook nie net tot die volk nie, maar hy tree op, ek wil amper sê, in 'n hofhouding van die wêreldse konings. Verder is dit die enigste boek van die Ou Testament wat in 2 tale geskryf is. Nou, u sal onthou, ons praat altyd van die Ou Testament is in Hebreëus geskryf en die Nuwe Testament in Grieks. Maar in Daniël vind ons dat 'n gedeelte van die boek vanaf hoofstuk 2 vers 4 tot by hoofstuk 7 vers 28 is geskryf in Aramees. Dit was die algemene handels- en omgangstaal van daardie tyd. Die Hebreëse gedeelte is daarom in besonder gemik op Israel, terwyl God in die res van die boek praat met al die volke oor die wêreld heen. Binne die boodskap vir die volk van God is daar ook 'n boodskap vir die heidens nasies. Soos duidelik sal word uit die prediking vanoggend, lê die boek baie sterk klem op die verhouding van die opkomende wêreldmagte met God se volk. Hoor mooi. Daniël lê baie sterk klem op die verhouding van die opkomende wêreldmagte met God se volk. Klink dit vir u dalk bekend? Is dit nie waar u en ek ons bevind in die jaar 2025 nie? Wêreldmagte wat opstaan en wat al hoe meer, kan ek sê, kwaadgesind raak teenoor die volk van God. En dan praat ons nie van Israel nie, dan praat ons van die gelowiges in Christus Jesus. Hy of sy wat God drie-enig aanbid. Daniël is daarom 'n voorbereiding van God se volk op die drempel van groot probleme en omwentelinge in hulle bestaan. Die hooftema van die boek Daniël gaan oor God se soewereiniteit. Met ander woorde, wat bedoel ons by soewereiniteit? Sy vrymagtige regering oor die geskiedenis, maar ook oor die toekoms. Die boek handel dus nie oor Daniël en die leeukuil nie. Die boek handel oor God. Maar tog gebruik God vir Daniël as instrument om homself, dis nou vir God self en sy regering, te openbaar aan die heidendom. Hoor jy dit mooi, my liewe broer en suster, my liewe jong mens? Ek en jy is vandag instrument in God se hand om God en sy regering te openbaar aan die wêreld daar buite. Daarom wil ek hê ons moet vanoggend in die prediking so 'n bietjie kyk in die eerste plek na God se optrede in hierdie wêreldgebeure. Dan kyk ons na waar die kinders van God in konfrontasie kom met hierdie wêreldgebeure. En ten slotte let ons ook op die onderrig wat God in hierdie verse gee aan elkeen van ons. Nou in my voorbereiding kon ek nie anders as om te dink, hoeveel mense het al vir my gevra, Dominee, wat sê jy oor die tsunami in die ooste, oor die vuurspiewende berg in Europa, wat in 'n kwessie van sekondes 'n lugredery totaal grond. Vliegtuie kon nie vlieg nie. Wat sê jy van aardbewings wat so algemeen voorkom?
En dan is my eenvoudige antwoord: sien die krag van God. Dit wat mense eeue vat om op te bou, stop God in sekondes. Dis die God wat ek en jy aanbid. Dis die krag en die almag van die God waarmee ek en jy te doen het. Dis my gebed dat ons vanoggend uit Daniël toegerus sal word vir die werklikhede van ons eie tyd. Dat ons in die tweede plek troos sal vind vir die konfrontasie met die wêreld en sy magtiges. En laastens, dat ons versterk word in die aangesig van die gebeure waarteen ons eintlik magteloos staan. Die inhoud van die boek Daniël word duidelik in ons teksverse vanoggend, want hier word twee name teenoor mekaar gestel. Jerusalem aan die een kant, die stad van God, maar dan ook Babel, die sentrum van die antichristiese ryk. Daar in Openbaringe in die laaste boek van die Bybel hoor ons weer van hierdie twee stede. Daar is steeds Babylon wat die setel van die antichristelijke wêreld is, en ons vind daar ook Jerusalem, die stad van God, wat neerdal uit die hemel. Daniël gebruik nog 'n verdere naam vir die antichristelijke ryk, wat gedagtes ook terugvoer tot so ver terug as Genesis, na die oorspronklike sentrum van menslike verset teen God. Die mensdom se eerste poging om God van sy troon te stoot, was in hierdie selfde vlakte van Siniar. Toe het die mensdom gesê, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik, en laat ons vir ons 'n naam maak. Hier hoor ons praat van Babel, waar die toring van Babel gebou is. Nebukadneser sê in die tyd van Daniël oor Babel, is dit nie die groot Babel wat ek opgebou het tot 'n koninklike verblyf, deur die sterkte van my vermoë en tot verheerliking van my majesteit nie? Hoor jy die verwaandheid van die mens? Selfs so vroeg as Daniël? Hoor jy dat die mens nooit tevrede is met wie en wat ons is nie, maar dat ons 'n godheid in onsself probeer wees? Ons sien dit in die wêreld daar buite. God word verwerp, sy woord word verwerp. Jerusalem en Babel is die groot teestelling wat die geskiedenis beheers deur al die eeue heen. Die stryd tussen die koninkryk van God en die ryk van Satan. Met ander woorde, die stryd tussen lig en duisternis. Hierdie was 'n tyd toe wêreldvolke en wêreldmagte groter en kragtiger na vore getree het as ooit tevore. Die vestings van die duiwel word meer gewelddadig en meer verskriklik. Die skadu van die antichrist word skerper geteken as ooit tevore. En daarin, my liewe broer en suster, lê die toepaslikheid van Daniël se profesie vir ons tyd. As die lig gedoof word in Jerusalem, gaan die duisternis van die hel oop. As mense die lig van die kerk verduister, sak die duisternis van die antichrist weldra op ons toe. En dit gee perspektief op ons eie tyd, op ons eie optredes en ons eie verantwoordelikhede. Is die kerk nog vir ons die tempel van God, waar ek God drie-enig wil kom ontmoet en in gesprek tree? Of moet dit 'n lekker kerk wees, waar my kinders gelukkig is, en waar niemand 'n woord verkeerd sê nie, waar ek altyd hoor hoe lief God vir my is, en hoe groot sy bemoeienis met ons is? In hierdie tyd van Daniël, toe ryke van mense mag met mekaar snel opgevolg het, toe daar verskriklike monsters uit die wêreldsee opgekom het, en daar in die persoon van die antichrist Epiphanes 'n uitsig gegee is op die opkoms en die werking van die antichrist van die eindtyd. Juis in hierdie tyd het God sy regering en koningskap oor alle dinge aan sy volk geopenbaar. Hy kom en hy sê, hy regeer, hy openbaar homself in drome en in visioene en in die beskerming van sy knegte. En hoekom doen hy dit? Hy doen dit sodat die kerk van daardie tyd
maar ook die kerk van vandag, en tot aan die einde vertroosting kan vind, wanneer die magte van die bose groter en groter groei. God steek in Babel 'n fakkel aan om lig te gee. As daar geen uitsig meer is nie, kom God met hierdie fakkel van lig, en die fakkeldraer is Daniël. Hy is geroep om lig te gooi op die magte van die duisternis. Wanneer die troon van die dier opgerig word, is dit Daniël se werk om die heerskappy van die Here te verkondig. God werk middelik, met ander woorde in ons midde, en daarom skep hy ruimte vir sy knegt en instrumente in die sentrum van politieke en militêre bedrywighede van daardie tyd. Net soos Moses aan die hof van Farao deur hom bekwaam gemaak is vir die verlossing van sy volk, so word Daniël gestel in die hof van Babel. Nie om op te tree as verlosser nie, maar om die pad aan te wys deur die doolhof van die destydse geskiedenis, die pad van God se openbaring, wat oor Babel loop tot in Bethlehem. Broers en susters, en u en ek bevind ons vandag in dieselfde omstandighede. Ons is sogenaamde Daniël daar waar ons lewe. Sien mense die lig van God? Is die fakkel wat u en ek dra 'n fakkel wat lig gee? Of beweeg ons maar in die duisternis? Hoe God sy instrument vir profesie in die hart van die koningshuis van Babel geplaas het, is vir ons as mens verstommend, maar vir God algemeen. Dis nie maar die tempelvoorwerpe wat deur Nebukadneser weggevoer word uit Jerusalem na die skatkis van sy afgod in Siniar nie. Hy wil nie maar wys dat sy God magtiger is as die God van Israel nie. Hy wil ook verseker dat Babel die oorhand oor Israel behou en hulle altyd in diens van Babel sou bly. Beleef u en ek dit nie ook vandag nie? Ons geskiedenis word afgebreek. Ons verlede probeer uitgewis word. Naamsveranderinge soos wat Daniël Belsassar geword het en sy medemanne, naamsveranderinge vind algemeen plaas. En die ergste van alles is, Nebukadneser neem vir hom 1000 jong manne vanuit die adel van Juda as ballinge saam na Babel. Met ander woorde, die hart van die volk Israel vir die toekoms word uitgeruk. Ons jong mense word vandag mislei en verlei deur alles wat lekker en mooi en gemaklik is, en so word die hart van ons volk uitgeruk. Hierdie voorlopers van die groot ballingskap wat sou volg, moes in Babel 'n proses deurgaan van sekularisme en assimilasie. En moenie bekommer nie, ek gaan probeer verduidelik. Al wat ons daardeur probeer sê, dis nou maar 'n versamelnaam is, hulle moes losgemaak word van wat vir hulle belangrik is, onder andere van hulle God. En hulle moes deel gemaak word van die kultuur van Babel. U en ek word wettelik gedwing om deel te word van 'n kultuur, van 'n reënboognasie, waar God verwerp word, waar ons kultuur moet prysgee en 'n ander kultuur moet aanneem. Daniël het as jong seun, waarskynlik maar 14 jaar oud, daar in Babel aangekom. Daar word hy saam met ander ballinge oorgegee in die hande van Aspenas, die owerste van Nebukadneser, as sy hofdienaars. Hy het die verantwoordelikheid om toe te sien dat die jong Joodse seuns opgevoed word in die taal en die skrif van die Galdeërs, sodat hulle as knegte kon dien in die koninklike hof. Ons jong mense word vandag mislei en weggelei van die woord van God om hulle heil te soek in dit wat die owerhede daarstel. Maar uit genade het God dit beskik dat daar saam met Daniël nog 3 ander jong mans was. Die 4 was waarskynlik opgevoed in die reformatoriese kring van die profeet Jeremia, wat 'n tydgenoot was van Daniël. Jeremia het ook uit Juda briewe geskryf aan hierdie ballinge in Babel, om hulle aan te moedig, om hulle te versterk.
Die Here gee vandag vir ons 'n erediens om ons te kom versterk, om ons te kom bemoedig, om vir ons vanoggend die versekering te kom gee. Hy is steeds in beheer. As godvreesende jongman was Daniël daarom nie alleen in die heidense wêreldstad en aan die koninklike hof vol afgode nie. So groei daar in die sentrum van die heidendom 'n klein gemeenskapie gelowiges. Hulle is onderrig in God se woord, maar nou moet hulle hul weg vind en staande bly in 'n heidense milieu. Die subtiele aanslag waarin hierdie ballinge uit Juda onderwerp is, speel af op kulturele, op wetenskaplike, maar ook op godsdienstige terreine. Gaan lees maar weer en jy sal sien waarvan ek praat. Eer word daar deur Aspenas moeite gedoen om die seuns los te maak van alle bande met hulle eie kultuur. Daarom moet hulle name verander word. Daniël word Belsasar, Hanania word Sadrag, Misael word Mesach en Asaria word Abednego genoem. Jy sien, hulle moet nie kan iets terugverwys nie. En mens mag wel vra, wat sit daar nou eintlik in 'n naam? Maar my liewe broer en suster, ons ken ons elkeen die harde werklikhede van naamsveranderinge. Weliswaar nie ons eie name nie, maar straatname, dorpsname en alle belangrike bakens wat deesdae verander word, is ook by ons losgemaak van die verlede, is om ons weg te dryf en te vergeet. Dit word vervang met nuwe name. En aanvanklik skop mens daarteen, maar wat mettertyd, dan aanvaar ons dit mos maar. Moet egter nie die werklikheid van die aanslag in naamsveranderinge miskyk nie. Dit het uitsluitlik ten doel om die verlede uit te wis. Daniël en sy vriende se name het almal op een of ander wyse 'n verwysing gehad na die God van Israel. In hulle nuwe name weerklink nou die afgode van Babel. 'n Verdere aanslag was geleë in die onderrig wat die jong seuns moes ontvang. Vir 3 jaar sou hulle die grootste en beroemdste universiteit van die destydse wêreld onderrig ontvang. Veel meer onderrig as die deursnit Babyloniër en ongekend vir enige Joodse seun. En die wortel wat voor hulle neuse gehou was 'n pos in die koninklike hof van Babel. Jy sien hoe word hulle mislei? Jy sien hoe werk die anti-kris vandag in ons lewens? So sou hulle finaal losgemaak word van Juda en hulle sou gebind word aan Babel. Aanslae op hulle kultuur en kennis en dan die derde aanslag selfs meer subtiel as die ander. Die jong manne word versorg, nie maar aan die koninklike hof nie, maar met kos wat van die koning se tafel afkom. Dan kry ons die Afrikaanse spreekwoord, wie se brood ek eet, wie se woord ek spreek. Voedsel en drank te kies en te keer na hartelus. Nadat hulle kom uit 'n tyd van ballingskap, van swaar kry, van dalk honger ly, ons weet nie. Maar nou is dit opvallend dat Daniël en sy vriende wat ten opsigte van die ander aanslae stil was, toe hulle hier by die voedsel kom, 'n streep in die sand trek. Hulle name en hulle Hebreëse taal moes hulle prys gee. Maar hulle behou die besnedenheid van die hart en weier om hulle kos van die koning te eet wat hulle gaan verontreinig. Is ek en jy al daar waar ons 'n streep in die sand wil trek? Of hou ons maar net toegee? Hou ons maar net aan om toe te gee en te aanvaar? Die kos van Nebukadneser se tafel was allerwaarskynlik eers as offer aan die afgode van Babel gewy. Daniël hulle weier daarom om hierdie voedsel te gebruik. Hulle begryp dit waaroor die apostel Paulus veel later geskryf het daar in 1 Korintiërs hoofstuk 10, toe hy sê, let op Israel na die vlees. Het die wat die offers eet, nie gemeenskap met die altaar nie? Wat sê ek dan? Dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat dit offer, aan duiwelsoffers en nie aan God nie. En ek wil nie hê dat julle met die duiwels gemeenskap moet hou nie. Belangrik is om raak te sien hoe Daniël en sy vriende te werk gaan in die uitvoering van 'n beginselbesluit. En ek dink dit kan vir elkeen van ons vandag ook die oë laat oopgaan. Hulle keer nie die tafels om nie.
Hulle breek nie af nie, hulle betoog nie en veroorsaak oproer nie. Nee, hulle wend hulle tot Aspenas met 'n versoek, met ander woorde 'n vraag, om vrygestel te word van die koning se voedsel. En wanneer Aspenas weier uit vrees vir die koning, sluit hulle 'n ooreenkoms met Melsar, die bediende wat oor hulle vuur aangestel was. Hulle reël dat 'n proeftydperk gedoen sal word en dat daar daarna, ons het dit gelees, 'n besluit geneem sal word. Die aangrypende is dat hulle deur God se beskikking na 10 dae veel beter gelyk het as die res van die ballinge. En so word hulle kwytgeskeld van deelname aan die afgodsoffers. Dis ook nie net ten opsigte van die voedsel waar die 4 jong manne God se guns beleef nie. Wanneer hulle na 3 jaar voor die koning moet verskyn, staan hierdie 4 kop en skouers uit bo die res van die studente. Trouwens, hulle oortref die wyse manne van Babel, het ons gelees 10 keer en meer. En die oorsaak lê weer eens by God wat hulle geseën het met wetenskap en verstand in allerhande geskrifte. Hulle veral geseën het met wysheid wat alle menslike kennis en wetenskap oortref. Hoor jy dit? As u en ek wysheid by God afbid, dan seën hy ons met wysheid wat menslike kennis en wetenskap oortref. Want Daniël het hy daarby ook nog verstand gegee in allerhande gesigte en drome waarin God hom insig gegee het. So maak God self die pad gereed vir hierdie instrumente van hom in 'n anti-Christelike wêreld. Hulle sou hom dien aan die koninklike hof van Nebukadnesar. Die slotvers van die hoofstuk maak dit dan ook duidelik dat Daniël in diens van die koninklike hof gebly het tot en met die 1ste jaar van koning Kores. En daarin moet ons 'n stukkie goddelike humor raak sien. Met al sy groot planne en sy verhewe posisie en hoë hoogtes wat hy bereik het, is Nebukadnesar aan die einde lank reeds nie meer daar nie. Trouwens, ook sy opvolgers is weg. En die magtige ryk van Babel het ondergegaan. Maar in die 1ste jaar van Kores, die koning van Perse, is God se knegt Daniël steeds daar. Hoor jy dit? Satan en die anti-kris het verdwyn, het ondergegaan. Maar Daniël, God se knegt, was steeds daar. Dis die jaar waarin Kores die bevel uitvaardig dat Israel kon terugkeer na Kanaan. U sien, wat leer ons hier? Mensewerk kom en gaan. Maar God se werk bly vir ewig staan. Dit bring ons ten slotte, geliefdes, by die onderrig wat God gee aan ons in hierdie verse en veral 3 sake waarby u en ek moet stil staan. Die eerste gaan oor die verhouding met die wêreld waarin ons leef. Ons het gesê daar aan die begin, die verhouding met die anti-Christelike ryk. Ons is elke dag blootgestel aan die gees van hierdie wêreld wat dinge oorheers. Maar die vraag is, hoe reageer ek en jy daarop? Reageer ons soos koningskinders wat nie langer kinders van die toren is nie, Christene daarom, of dan gesalfdes van die naam wat die naam van Christus dra? En dis die plig van ouers om dit by kinders in te skerp. Kinders moet nie geforseer word vir die hoogste punte en vir die regte vakkeuse en vir 'n topberoep in hierdie wêreld nie. Maar kinders moet geleer word om die Here te vrees, om wysheid van God af te bid. Jy leer hulle dit deur self God lief te hê bo alles. Maar Daniël is nie 'n perfeksionis nie. Verskoning. Daar is geen sprake van wêreldvermyding of eenwording met die wêreld nie. Dis net 'n dwaas wat dink hy kan 'n kontrak met die wêreld vermy of hy kan die wêreld indrink en dit gaan niks aan hom doen nie. Daniël het bewuste kontak met die wêreld, maar hy weet ook waar om die streep te trek.
Wanneer ons as ouers altyd nee sê of dalk altyd ja sê, leer jy jou kinders nie onderskeidingsvermoë nie. Jy leer hulle nie die wysheid van God nie. Die werklike aanslag is steeds geleë in die losmaak van ons kinders se wortels en die inskakel by die wêreldse stelsel. Die tweede saak waarin God ons onderrig is ons trou. Getrouheid is duidelik 'n progressiewe, 'n groeiende eienskap. Daniël word nie eers getrou in die leeukuil nie. Nee, hy is getrou in die geringe dinge soos die kos wat hy eet, die drank wat hy drink. Ons dink altyd aan Daniël in die leeukuil, maar Daniël sien die leeu nie eers daar nie. Hy sien ook die leeu wat oor die eetkamervloer van die koning se paleis nader kruip om hom te verslind. Geloofspraktyk raak daarom ook vir ons eet- en drinkgewoontes. Ons eetkamer, ons woonkamer, ons slaapkamer, ons studeerkamer, ook die nietigste dinge van ons daaglikse lewe gaan daarom oor geloof. Dit gaan nie oor askese nie oor wegstaan van die verkeer nie, maar oor die heiliging van jou optrede. Die bron vir jou handel en jou wandel moet die woord van God bly. En dit word sigbaar in dinge soos: vergewe jy jou naaste soos God jou vergewe? Ag jy ander mense hoër as jouself? Bid jy vir jou vyande, want die Here sê bid vir hulle wat oor jou aangestel is. Tree jy ook teen hulle op soos jy wil hê hulle moet teenoor jou optree? Jesus sê vir homself in Lukas 16 vers 10, hy wat getrou is in die minste, is ook is in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is in die groote onregverdig. Trek die lyne skerp in klein dingetjies, in geringe sake. Wanneer jy 'n nuweling in die groep is dit veel beter om van die begin af duidelik te sê, daar is sekere dinge wat ek nie doen nie, daar is sekere gesprekke waarin ek nie deelneem nie, daar is sekere plekke waar ek my voete nie sit nie. Maar dit is mos makliker aan die begin as om later te moet terugtreë. Die derde plek wat ons hier sien in Daniël is God se soewereiniteit. Die magtige onderwerper en planmaker wat Jerusalem onderwerp het en die koning ontroon het en bewys het sy gode heers oor die God van Israel en die toekoms van die Jode bepaal het met die adel wat hom dien as sy hofknape. Vers 1 beamoen ook sy siening, maar vers 2 sê anders. Dis die Here die almagtige regeerder oor alle dinge wat Jojakim in sy hand oorgegee het. God bly daarom in beheer. God, my liewe broer en suster, is altyd in beheer, ook daar waar Daniël voor Nebukadneser gestaan het, ook daar waar Jesus voor Pilatus verskyn het. Wanneer Pilatus Jesus vra waarom hy swyg en of hy nie besef dat hy, dit nou Pilatus, beskik oor die mag van lewe en dood nie, dan antwoord Jesus hom: U sou geen mag teen my hê as dit nie van bo gegee was nie. Selfs in sy diepste nood is Jesus Christus bereid om te sê, ook jou krag kom van bo. My liewe broer en suster, ek wil afsluit. Waar jy alleen staan, waar jy gekonfronteer word met die magte van hierdie wêreld, waar jy magteloos en nietig in jouself is, weet dit vanoggend. Hy wat regeer oor alle dinge, staan langs jou. Jy is daar omdat hy beskik oor jou en omdat hy jou gebruik in sy diens. Daarvoor het hy jou gekoop met die bloed van sy seun aan 'n kruis. Weet dit, jy is nooit alleen nie. God is met jou. Amen. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God en Hemelvader, woorde het ons nie vanoggend. Gedagtes baie.
Dankie dat U bemoeienis maak met elke sondaar mens. Dankie dat ons kan weet, in ons grootste en diepste nood en bekommernis staan U langs ons. Dankie vir die voorreg, die grootste voorreg wat ons as gelowiges het om onder die geklank van U suiwer woord te kan wees. Here, berei ons voor vir dit wat voorlê. Gee dat ons ook 'n duidelike streep in die sand sal trek wanneer die tyd daar is om dit te doen. En gee vir ons die wysheid om te besef wanneer daardie tyd daar is. Dit pleit ons in die naam van Jesus Christus ons Here, ons verlosser, ons saligmaker. Amen.